Pak Kerk, dit is so lekker om vandag met jou te praat. Ja, ons oordenkings lyk van vandag af totaal anderste. Ons gaan nie meer elke dag vir jou 'n nuwe oordenking bring met 'n nuwe tema nie. Ons gaan nou elke Woensdag, elke Vrydag 'n podcast vir jou gee. En hierdie podcast gaan gebou word op ons Sondag boodskappe. Soveel keer kry ons hierdie powerful woord van die Here op 'n Sondag wat die Here regtig vir ons gee om ons lewe te verander. Maar hier by Maandag, Dinsdag het ons al vergeet daarvan. En ons daai saad kry nooit tyd of plek om 'n bietjie grond te vat en water te kry en te groei in ons lewe sodat ons kan vrugte sien van daai woord af nie. So ons wil nou gaan en ons wil werklik waar met ons podcast die Sondag woord vat en hom water gee op 'n Woensdag. En daai saad water gee en bietjie kunsmis gee op 'n Vrydag dalk, sodat daai woord wat die Here vir ons gee op 'n Sondag kan groei in ons lewe. Daarom lyk die formaat anderste, maar dit bly die woord van die Here. So sit terug, geniet dit, praat saam met ons, bid saam met ons, maak nota saam met ons en ons vat hom van daar af. Kom ons begin by hierdie Sondag wat verby is. Vandag gaan ek en Colin bietjie met jou gesels en Colin gaan ons bietjie teruggee op Sondag se diens. Colin, hoe het dit vir jou gegaan? Yes, ek dink dit was fenomenaal geweest. Dis lekker om bietjie 'n persoon van die buitekant af te hê wat ons kom bedien met 'n vars insig en 'n vars hoe kan ek sê 'n uitstorting en 'n vars idee van wat God besig is om te doen daar buite in sy liggaam en in ons eie lewens. Dis heerlik geweest. Ek het dit verskriklik geniet. En daar's sulke amazing getuienisse wat op hierdie stadium uitkom van wat Sondag gebeur het. Die Here het nie lewens aangeraak en dis is nie waar dit gaan nie. Ons kan nie kerk toe kom elke Sondag en dieselfde huis toe gaan nie. Dan mis ons die punt. Ons moet regtig op 'n plek kom waar ons regtig sien hoe die Here lewens verander. En dit wat ek glo my hele hart wat Sondag gebeur het en ek wil begin met uit afgesluit met 'n skrif en ek wil graag begin met hierdie skrif. Romeine 8 vers 37 en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om 'n klinkende oorwinning te behaal. Deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Nou, Paulus skryf hier dan sê te midde van al hierdie dinge. En hy het dit sonder so mooi gesê, ek meen jy en ek gaan deur goed. Ons gaan deur allerlei dinge. Ek weet nie van jou nie, maar jy wat dalk vandag luister, ons dink partykeer as ons kinders van die Here is, gaan ons nie deur dinge gaan nie. Gaan ons nie uitdagings hê nie. En tog sê Paulus ten spyte van al hierdie dinge. Dis nie so nie. Dit is. Nou hy het 'n paar punte aangeraak. Ek het so 8 punte uitgehaal. Ek en Colin daaroor gesels en waarmee begin het was vir my so mooi. En ek wil half net die fondasie gemeel. Hy maak die volgende stelling en dan sê hy, onthou blydskap het 'n geluid. En dan praat hy oor you are born to win. Nou, jy kan nie blydskap hê as jy aanhoudend verloor nie. As jy met 'n verloor mentaliteit rondloop. Is nie so nie, baie mense loop met daai verloor mentaliteit rond in hulle lewe. Sê Romeine 12 nie tog vir ons moet our mentaliteit aanpas nie. Ons moet onsself renew sodat ons mentaliteit en ons weë kan uitleef soos wat die woord vir ons aandui. Dis 'n mind change. Dit is. En daai mind change van 'n lewe van oorwinning of born to win soos hy het genoem het, moet 'n geluid hê. En daai geluid kom uit in hoe jy praat, hoe jy dink. Ek kan amper sê hoe jy lyk ook. Ek het nog nooit 'n Springbok wenner gesien wat in die veld afstap na te gewen sy skouers hang en hy lyk moedeloos nie. Hy het 'n mentaliteit van wen. Hulle opdraf het 'n mentaliteit van wen. Hoe lyk jou mentaliteit van wen? Het jou blydskap 'n geluid? Het jou oorwinningsmentaliteit 'n geluid? Hoor mense wat om jou is? Beïnvloed jy mense met daai geluid van oorwinning? Laat 'n mens bietjie dink. Elke dag, as jy by die werk instap vandag of deur die week, beïnvloed jy mense met jou geluid van blydskap? Of wat ervaar hulle om jou? Wat se invloed kry hulle van jou af? Wat 'n mens bietjie wonder. Jesus kom en hy maak die stelling dat dit wat die hart van vol is gaan by die mond uitkom. So die geluid wat in jou hart is, gaan ergens uitkom. En dan sê ek skep dit wat ek in my lewe wil sien en dit wat ek na toe wil mik, skep ek eintlik met my mond. Ja. Baie waar. Die tweede punt wat hy gemaak het vir my powerful is, hy het gesê oor wenners profeteer oor hulle kinders. En dis so waar, wat sê ons oor ons kinders? Ja. Jou jeugbediening was, jy ken eerstens die resultate van ouers wat afbreekings profeteer. Kan ons profeteer noem, jy kan sê? Ons kan. Profeteer beteken tog dit wat voortvloei uit die mond uit. Yes. So, ons profeteer oor ons eie lewens, oor ons eie toekoms, oor ons eie kinders. En dit wat ons vasmaak in hulle, is besig om in die gees vasgemaak te word en ook in hulle eie harte. Is hulle besig om daardie as 'n waarheid te vat en dis wat hulle eendag gaan uitleef. En miskien gebeur dit omdat ons self nog nooit met daai goed gedeel het. En nou spreek ons maar dit wat in ons eie hart vasgemaak is, in plaas van om God se lewe uit te spreek.
En die hart sê daarvan as ek dink daar's 'n geestelike koneksie ook aan. Maar wat ons sê word release in die geesteswêreld. Ja. En wat ons uitspreek word wet. Dit word amper 'n geestelike wet. So as jy konstant negatiewe goed oor ons kinders uitspreek, die verkeerde goed profeteer, word dit half hulle realiteit, word hulle lewe. Woorde van afbreking. Terwyl jy en ek die vermoë het om eintlik saad te kan saai in ons kinders se lewe deur wat ons sê. Weet, kritiseer ons hulle altyd of het ons ook die kapasiteit om vir hulle te sê, well done, Dit is. trots op jou, lief vir jou, go for it, En die een wat hulle die meeste gaan hoor, gaan hulle realiteit word, is dit? gaan hulle waarheid word. Dis waar, so, wat spreek jy oor jou kinders? Of kom ek vra dit so, ek dink ons almal raak, kom wees eerlik, ons is mens, ons almal raak af en toe bietjie skuins met ons kinders, en dan dink ek, raak ons baie keer woorde kwyt, en dit is so, ek dink dit is menslik, om ook nou nie vandag probeer oorvergeestelik nie, maar die realiteit is, dit wat die meeste hulle mee gekonfronteer word, gaan hulle realiteit word. Stap daai kind daar weg, selfs nadat hy berisp is, nadat hy miskien bietjie geskree is, met die wete dat ek is nog steeds goed genoeg, ek is aanvaar en hulle het my lief. Ja. Ten spyte van dat ons nou 'n argument gehad het of 'n berisping gehad het. Ja, dis sy liefde uitgedoen. Sy liefde uitgedoen. So ja, kom ons maak dit 'n oefening. Kom ons profeteer oor ons kinders. Bid oor jou kinders, spreek oor jou kinders. Roep dit oor hulle lewe uit en jy gaan dalk agterkom hoe hulle ook wenners word, so God vir jou beplan het. Die volgende wat hy gesê het is, nou hier is my so mooi en ek gaan vir in Engels aanhaal. Hy sê we were born to overcome. En dis so waar, ek laat my nie vertel die Here het ons in hierdie wêreld gesit om kan ek daai woord gebruik losers te wees. Ja. Maar ek dink dis daai loser mentaliteit wat ek dan oor gesels. Ons baie keer as kinders van die Here hierdie loser mentaliteit het. God het jou nie gebore om hierdie loser mentaliteit te wees. Hy het jou were born to win. Jy's gebore om 'n wenner te wees en weer eens Romeine 12 begin jou gedagtes. Ja. As a man thinketh, so he is. Toe hy ons gemaak het in die begin, sê Genesis 1, dat ons is in sy beeld gemaak, sy beeld en sy gelykenis, om te kan wees soos hy en om te kan optree soos hy, te kan doen soos hy. En ons weet dat Jesus verloor nie, God verloor nie. So hoekom het ons die mentaliteit dat ons moet verloor? Ja. As ons sy beeld en gelykenis geskaap is, moet ons op dieselfde kapasiteit as hy kan, nie kapasiteit seker is die regte woord nie, maar op dieselfde mentaliteit kan begin beweeg as autoriteitdraers van oorwinning. Dis reg. Paulus maak die stelling van we have the mind of Christ. Ja. En dit is so crucially belangrik wanneer dit kom by wen. So wie ek praat ons met mense, dan kom ons agter daai mense maak die stelling van ag nee, sal weer. Hier gebeur dit alweer. Ek is so gewoond om altyd die minste te wees, gewoond om die swartskaap. Weet jy, baie mense maak hy soos ons praat oor profeteer, maar baie keer ons oor onsself 'n bietjie profeteer, maar baie keer profeteer ons oor onsself daai geval van ag ek gaan nooit hierdie reg kry nie. Ag ek gaan nooit 'n sukses wees nie. Ek gaan maar nooit sukkel. En dis 'n mindset van 'n loser. Jy en ek moet baie keer ons gedagtes verander. Romeine 12. Gedagtes verander en sê my ek is gebore om te wen. Ek is nie gebore om te verloor nie. Ek is gebore om te wen. Of nou met 'n punt is of met 30 punte wen is 'n wen. Ons gebore om te wen. Is dit jou mindset? Of vir die vyand dalk al iewers langs die pad in jou lewe kom inspreek wat so 'n bietjie jou 'n verloor mentaliteit daar gesê. Dalk het die vyand reg gekry om jou te konwins dat jy nie altyd wen nie. Dat jy eintlik bestem is om te verloor. Dat jy vir die res van jou lewe gaan sukkel. Res van jou lewe gaan struggle. Kan ons daai waarheid aanspreek vandag en net vir jou sê, jy's you're born to overcome. Jy's gebore om te wen. En vat vandag daai mindset, maak dit jou mindset vandag. Jy is nie net hier om te survive nie. Jy is hier om te thrive, om te oorwin, en 'n oorwinnaar te wees. Die volgende ding wat hy vir my gesê het wat ook mooi was, hy sê, winners keep getting back up. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het al geval. Gereeld. Ek het al struggles deurgegaan. Ek het al goed konfronteer in my lewe. En die geheim is, elke keer op te staan. Is dit? Elke keer net nie te bly lê nie. Nou, daar kom tye in ouens se lewens wat hy al so gewoond is om met sy gesig in die modder te lê, dat hy's te bang om op te staan. Hy's te bang om te sê, kom ek probeer weer, want ons is bang vir die disappointment, maar as ek nie deur daardie disappointment gaan nie, of die potensiaal van disappointment gaan nie, kan ek ook nie soos 'n wenner optree nie. Ja. Vrees. Kom nie terug na vrees toe nie. Vrees hou ons op die grond, wat as ek weer val? Alles het die potensiaal om ergens plat te val. Dis waar. So nou is ek getroud gewees en dit het sleg gegaan.
Nou wil ek nooit weer trou nie. Ek wil nooit weer by iemand wees nie. En so beroof die vand my van enige geluk wat God verder in my lewe wil hê. As ek nie maar so met alles nie, so dan sal ek liewers wegbly, want what if it happens again? Ja, die potensiaal is daar, maar die potensiaal is ook daar. Ja. Om 'n fenominale sukses daarvan te maak. Ja. Baie mense verloor hulle besigheid. As gevolg van wat ook al gebeur het. En hulle is te bang om weer te probeer. Baie mense gaan jy genoem. Gaan deur 'n skei saak en vertrou niemand weer nie. Baie mense gaan deur liefdesteleurstelling en vir die res van hulle lewe trou hulle nooit nie, want hulle is so bang om weer daai fout te maak. Nou ek was in 'n ernstige motorfietsongeluk rukkie terug en 'n week daarna toe sê hy vir my, klim net weer op 'n motorfiets. Toe sê ek, vir wat? Toe sê hy vir my, klim net weer op, moenie, want anders as jy nou doen, gaan jy nooit op 'n motorfiets klim. En dan van die saak het ek aan 'n motorfiets gery. Want as jy gaan gewoond raak om plat te lê, gaan jy plat bly. Gaan jy op die grond bly. En dalk is dit jy. Ek weet nie. Ek meen, ons baie sulke mense wat net nie meer mense vertrou nie as gevolg van iemand wat teleurgestel het. Weet jy, baie mense kom nooit meer kerk toe nie as gevolg van 'n kerk wat hulle teleurgestel het. Dis ook waar. En nou bly hulle lê en hulle raak geestelik agter. En dit kan nie by onsself ook wees. Kom onsself, presies. En hulle kom nêrens geestelik nie, want hulle is bang hulle kry weer seer. En die vyand kry dit reg om deur daai leuen in hulle lewe in te spreek en hulle te beroof van die wenners wat God hulle voorbestem het. Dalk is dit jy. Dalk praat die Here met jou. Gee die Here jou so 'n bietjie vermoere, 'n hupstootjie en sê vir jou, kom staan op. Moenie bly lê nie. Daar's groter en beter planne vir jou. Ek dink kom ons stop hierdie en hier en dan gaan ons Vrydag verder. Daar's nog so 4-5 punte wat ons verder gaan bespreek Vrydag en ek hoop hierdie paar punte het jou 'n bietjie gehelp en jy so 'n bietjie dalk 'n ander perspektief gegee op die hele konsep van Sondag se boodskap. Ons sien julle Vrydag.